Goeiedag almal, ek is Manny van Bloemfontein. Dit is vandag Dinsdag, die 17de Februarie 2026. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrif vir vandag sê: Weermag-generaal in die hof vir korrupsie. Nuushooftrekke vir vandag: Panyaza Lesufi spreek hom weer uit oor die ANC. Weermag-generaal in die hof weens korrupsie. Derde persoon vas wat straatkinders aanrand. Mense smokkel houtskool in 'n lijkswa. Protea dames verloor teen die Pakistanse span in T20 wedstryd. Waar's die beker uitslaa bekend van die eerste ronde. Die korrupsiesaak teen 'n brigadier-generaal verbonde aan die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag se intelligensieafdeling is gister tot later van dese maand uitgestel vir 'n borgtog aansoek. Johannes Prins Makabela, wat 53 jaar oud is, het vlugtig in die Landdroshof in Pretoria verskyn op aanklagte van korrupsie. Daar word beweer, Makabela het op 13 Februarie met 'n ondersoekbeampte vergader wat 'n saak van intimidasie teen hom ondersoek het. Tydens die ontmoeting het Makabela na bewering die ondersoekbeampte R50.000 as 'n deposito betaal en beloof om die uitstaande saldo teen September te betaal. In ruil daarvoor dat die ondersoekbeampte die saakdossier teen hom moet vernietig. Die saak is in die Landdroshof in Pretoria tot 20 Februarie uitgestel vir 'n borgtog aansoek. Advokaat Koleka Kaleka, die openbare beskermer OB, het haar onttrek aan ondersoek na Collilia George, sekretaris van die parlement, se astronomiese salarisverhogings weens beweringe dat hulle romanties verbind is. Kaleka sê die moontlike belangebotsing kan binne die statutêre raamwerk bestuur word om die onafhanklikheid en integriteit van die proses en haar kantoor te beskerm. Dr. Diza, spreker van die nasionale vergadering, het in reaksie op die DA se navraag geweier om te sê of George wel 'n belangebotsing verklaar het. Benewens die klag by die OB het George Mikalakis donderdag namens sy party 'n brief aan president Cyril Ramaphosa geskryf waarin 'n onafhanklike ondersoek deur die spesiale ondersoekeenheid na die aangeleentheid versoek word. Daar is geen wet, beleid of regulatoriese raamwerk wat van amptenare vereis om persoonlike verhoudings bekend te maak nie. In pogings om sulke openbaarmaking te vereis, val buite die bestek van die geldige openbare aanspreeklikheid, is daar gesê: 'n sterk ANC in Gauteng is die enigste oplossing vir die probleme wat tans in die ekonomiese hartland van hierdie land voorkom, so het Panyaza Lesufi, premier van Gauteng en mede-saamroeper die ANC in die provinsie, op die laaste dag van die ANC Legotla in Fourways in 'n toespraak gesê. Lesufi sê die leierskorps van die ANC het diep introspeksie gedoen oor wat nodig is om die party in Gauteng vir die komende verkiesings te versterk. Die ingryping van president Cyril Ramaphosa om self 'n komitee te lei om die waterkrisis in die land aan te pak, is ook verwelkom. Lesufi sê die leiers van die ANC wat in munisipaliteite ontplooi is, moet van die geleentheid gebruik maak om saam met die president te werk om die krisis op te los. Hy sê die ANC wil nie kla nie, maar wil 'n party van oplossings vir sy mense wees. Johan Skols, wat 75 jaar oud is, en Gerda Tey, wat 52 jaar oud is, van Oudtshoorn, bly vereis in aanhouding na 'n voorval waarin straatkinders na bewering aangerand is, terwyl 'n derde persoon ook in verband met die voorval vasgetrek is. Die koerant het vroeër berig, die kinders is blykbaar geslaan en glo ook met 'n verfbalgeweer geskiet. In die video kan gesien word hoe 'n vrou twee kinders herhaaldelik slaan met iets wat lyk soos 'n stok en kan gehoor word hoe die kinders huil. Lydens nog 'n vroeëre berig het die kinders na bewering 'n ander kind voorgelê, aangerand en beroof, maar dit kon nie bevestig word nie. Konstabel Ndaki Gwala, woordvoerder van die polisie, het gistermiddag by navraag bevestig dat 'n derde persoon, 'n 53-jarige man, ook in hegtenis geneem is in verband met die voorval. Volgens Gwala sal die man vandag die eerste keer in die Landdroshof in Oudtshoorn moet verskyn. Minstens 9 verdagtes is voortvlugtig nadat hulle betrap is terwyl hulle houtskool in 'n lijkswa gesmokkel het, kompleet met die vals begrafnisstoet, het 'n Malawiese polisie en bosbeamptenare gister aan die media gesê. Die verdagtes is kortliks aangehou, maar het aanhouding ontsnap en die gekonfiskeerde lijkswa is net so agtergelaat, het die polisie gesê, nadat bosbeamptenare 'n wenk ontvang het dat hulle begrafnisstoet by 'n padblokkade in Chikawawa, 40 km suid van Blantyre, voorgekeer het, is daar aan die koerante gesê. In die lijkswa het hulle 'n leë doodskus gevind en so 30 groot sakke houtskool wat onderin gepak was met 'n totale waarde van sowat R27.000. As die verdagte skuldig bevind word, kan hulle boetes of gevangenisstraf van 5 jaar tronkstraf ontvang. Die meeste Malawiërs is afhanklik van houtskool vir kosmaak, aangesien
kragonderbrekings reeds algemeen voorkom in die land. Die saak teen 2 mans in verband met die skietdood van 3 mense in die parkeerterrein van die Gordons Bay winkelsentrum is uitgestel vir hulle borgtog aansoeke, terwyl 'n derde persoon ook in hegtenis geneem is. Die 3 slagoffers van tussen 40 en 45 jaar oud is op 27 Januarie by die winkelsentrum doodgeskiet. Leiden se polisieverklaring het 2 mans in Oktober wat 32 jaar oud is en Byron Dreyer wat 36 jaar oud is, gister vir die eerste keer in die Landershof in die Strand verskyn op aanklagte van moord. Volgens die polisie is die saak tot môre uitgestel vir hulle borgtog aansoeke. Die polisie sê 'n derde verdagte is intussen in hegtenis geneem en sal na verwagting binnekort in die plaaslike Landershof verskyn. Johannesburg Water sê die waterstelsel in die stad is geleidelik besig om te herstel nadat inwoners van die metro vir byna 'n maand geen water toevoer tot hulle wonings gehad het nie. Die watertoevoer na sommige gedeeltes is Vrydag herstel, hoewel sommige gebiede steeds geen water het nie. Die Brixton watertoring van die Komando waterstelsel, wat bogenoemde woordbuurte van water voorsien het gister vir die eerste keer sedert 29 Januarie voldoende volume water gehad, volgens daaglikse bywerkings wat op Johannesburg Water se Facebookblad geplaas word. Die Diepsloot Sentral Soweto waterstelsel verkeer ook onder groot druk, so sê die entiteit. Nicolien Jonker, DA wijksraadslid van wijk 88, het Vrydag bevestig, inwoners van Emmarentia het weer water in hulle krane en het gister gesê die inwoners in haar wijk is nog oukei. Die stelsel is steeds onder druk en ons loop steeds die risiko om toevoere te verloor, is daar in die media bekend gemaak. Leidens die verslag maak Rusland gebruik van plaaslike tussengangers met 'n finansiële belang om Afrika vrywilligers onder die voorwendsel van werkgeleenthede te werf. Hulle word na bewering gelok met beloftes van goed betaalde burgerlike werk in Rusland, maar beland uiteindelik as kanonvoere in die Russiese weermag. In November het die Suid-Afrikaanse regering noodoproepe ontvang van 17 Suid-Afrikaners wat in Oekraïne vasgevang was. Senior buitelandse bron het aan die koerante bevestig dat daar tans 32 Suid-Afrikaanse vegters in Rusland is wat teen Oekraïne veg. Minstens 35 Afrika lande word deur die werkingsveld tog geraak. By hulle aankoms word burgers van Afrika lande sonder behoorlike voorbereiding na die voorste linies in Oekraïne gestuur om as kanonvoer gebruik te word. Na verneem word het president Cyril Ramaphosa en Putin ook planne bespreek om die Afrika soldate terug na die huise toe te bring. In 'n verklaring sê IWOT, wat in 2021 gestig is, hy het oor 'n jaar grondslag 'n toename van 22% in die registrasies aangeteken, wat volgens hom op 'n voortgesette heraanvaarding en betrokkenheid dui. Die SABC plus die SAIK se stromingsdienste het verlede jaar bekend gemaak dat hy meer as 1,5 miljoen gebruikers het. Die koerante het in Junie 2025 berig dat MultiChoice 7 miljoen intekenare in Suid-Afrika gehad het. Volgens die Outlier se digitale televisie navorsing was dit in 2023 as volg gewees. Netflix het 1,2 miljoen intekenare gehad van Suid-Afrika, Showmax 973.000 mense, Amazon Prime het 391.000 mense gehad en Disney Plus 312.000 intekenare. Skotland het sy vorige 7 toetse teen top 10 spanne verloor, maar Gregor Townsend se span het Saterdag oorheers en 4-3 in 'n beslissende oorwinning van 31-20 gedruk. Nederlaag beteken Engeland is steeds op soek na eerste groot weghol-oorwinning onder Steve Borthwick. Die Rose het 2 vroeë drieë afgestaan nadat hulle tot 14 man verminder is weens 'n geel kaart vir Henry Arundel en uiteindelik 'n halfuur later sonder hierdie vleuel gespeel toe sy tweede geel kaart na 'n rooie van 30 minute opgegradeer is. Engeland het nou nog net 3 kansse vir 'n groot wegsege voor die volgende wêreldbeker toernooi. Die eerste hiervan is teen Frankryk in hulle 6-nasie finale, 'n toets wat Borthwick gehoop het Engeland sou gespeel het om 'n Grand Slam te behaal. Pakistan het die wedstryd op Holomara Park met 58 lopies gewen met die Suid-Afrikaanse span wat die reeks met 2-1 beklink het. Die Proteas is vir hulle skamele 91 lopies en 16,5 bilbeurte uitgebul in antwoord op Pakistan se vroue wat 144 vir 7 pakkies en hulle 20 bilbeurte aangeteken het. Sana die kaptein het 'n onoorwonde 47 lopies van 30 balle aangeteken en sodoende haar span tot 144 vir 7 bygedra. Lara Goodall het 11 aangeteken en Danai van die Kerk is uit van 0. Is albei met die Proteas se telling op 26 lopies uitgeknikker. Laura Wolfhard het 11 aangeteken, het ook nie lang gehou nie met die Proteas wat op 30 vir 4 in hulle kragspel gestuur het. Nadien de Klerk het 27 aangeteken en Annerie Derksen 30 lopies, sy vennootskap van 55 lopies om die 5de paaltjie het nog die hoop vir 'n terugslag uitgespreek. Sana is intussen
as die speler van die wedstryd aangewys en het ook die prys as speler van die reeks weggestap. Nadat sy 146 lopies in die verloop van 3 wedstryde aangeteken het. Laura Wolfhard het 112 lopies, die tweede meeste lopies in die reeks aangeteken. Die Protea vroue kom Sondag in Bloemfontein in die eerste van 3 eendagwedstryde teen Pakistan te staan. Die Suid-Afrikaner MJ Duffy het Sondag 'n emosionele oorwinning met 4 houe in die NTT Data Pro-Am by Vancourt behaal. Duffy het 'n spannende laaste ronde met 'n telling van 69 op -3 afgesluit vir 'n toernooitelling van 200 op -16 houe. Die 4 spelers, die Ier Max Kennedy op 69, die Amerikaner Hunter Logan op 71, die Zimbabweër Kieran Vincent op 73 en Bryce Easton 73 houe van Suid-Afrika was saam tweede op 204 houe, -12 vir hierdie toernooi gewees. In die LEV reeks het Anthony Kim 'n merkwaardige terugkeer voltooi met 'n oorwinning in die toernooi in Adelaide. Dit was sy eerste toernooisege na afwesigheid van 12 jaar. Pathum Nissanka, aanvangskolwer van Sri Lanka, het met die eerste 100-tal in vanjaar se T20 Wêreldbeker toernooi gister in Colombo dalk Australiese doppie in die toernooi geklink. Australië is na 'n uitstekende begin tot 181 lopies beperk. As Zimbabwe vandag vir Ierland of later vir Sri Lanka kan wen, sal die Aussies nie kan deurdring na die volgende rondes nie. Qatar het betye gelyk of Italië vir Engeland laat boos voordat die Engelse met 'n sege van 24 lopies hulle plek in die Super 8 ronde bespreek het. Engeland het 202-7 aangeteken en die moedige Italië van 178 lopies met die laaste bal uitgehaal. Tula Omarzai het in Delhi met 'n veelsidige vertoning vorendag gekom en Afghanistan teen die Verenigde Emirate sy eerste sege in die toernooi besorg. Omarzai, die aanvangsbowler, het 4 vir 15 in die VAE se kolfbeurt van 160 vir 9 met 'n onoorwonde 40 van 21 balle in Afghanistan se kolfbeurt van 162 vir 5 opgevolg. Die oostelike provinsie se beseringslys het na oefenwedstryd teen die SVD die afgelope naweek verder gegroei en veral wat loskoppe betref in 'n ernstige krisis gedompel. Dit het ook daartoe bygedra dat die OP sy beplande oefenwedstryd teen die Cheetahs wat Saterdag in Cradock so plaasgevind het, nou afgelas het. Die 17-jarige Suid-Afrikaner, Thomas Ware, was een van 'n rits alpynse skiers wat nie gister uitdagende toestande in die slalomnommer op die Milan Cortina Winterspele in Italië kom baas raak nie. Lloyd Meiland van Switserland se tyd vir die 2 lopies was 1:53.61, was die vinnigste en het hom 'n goue medalje besorg. Ware kan egter tevrede voel met sy buiging op 'n senior winterspele. Dit was uiteindelik IP Tuks wat uiteindelik maklik gewen het met 38 teenoor 22. Dylan Smith, 8ste man en kaptein van die Tukkies, het 'n uitstekende lyn gehardloop om vir 'n 7.3 oor die doellyn te skuif. Die Wantetoi, die loskakel van die tuisspan, het 'n groot rol met sy skopvoet gespeel. Die Tukkies was met rustig met 28 teenoor 5 voor en dit was die senter Kobus Jansen van Rensburg se 67ste minuut wat die uitslag bo alle twyfel geplaas het. Tuks het uiteindelik gewen met 38 teen die Aitjies se 22 punte. Ander uitslae wat ontvang is UJ het 61 aangeteken teen Emirates se 41 punte. Die NWI Arende het 59 aangeteken teen die Ixias se CUT 42 punte. Die Shimla Sosikovski se eerste span bekend staan, het 6-3 gedruk en so die Maties met 50 teenoor 39 punte in Bloemfontein gewen. Die Shimlas het opwindende rugby gespeel en 'n paar keer die bal lekker deur die hande laat gaan. Die 8-tal het ook 'n paar keer met rolmaalbewegings goed veld gewen. Die Stellenbossers het by meer as een geleentheid in die eerste 40 minute die oorhand in die skrams gehad. Tog kan hulle nie daardie voordeel in punte omskep het nie. Die Maties het ook egter gewys, hulle kan ook van rolmaalbewegings afdruk toe Armand Kombrink oorgebas het vir sy 3. Dit het die telling 29 teenoor 28 in die besoekers se guns gemaak. In die laaste kwart van die wedstryd het die Vrystaters net te veel vir die Maties gehad. Advertensie van Netwerk 24, teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel vir jou. U kan vir Dian of Susan by 082 390 339 kontak. Hulle sê jou voertuig se registrasie namens jou behartig. Ons Weerberg vir die streek lyk so: Messina 10:30, Polokwane 10:27, Lephalale 14:30, Mbombela 12:27, Mahikeng 18:29, Pretoria 14:30, Johannesburg 15:28, Ermelo 8:27, Galagari 19:32, Gaborone 17:27, Richards Bay
1731, Pietermaritzburg 1130, Durban 1627, Port St. John's 1630, Pongola 1333, Maputo 1830, Bethlehem 831, Bloemfontein 1430, Allewal Noord 1631, Welkom 1532, Vryburg 1628, Kimberley 1831, Appington 2034, Prieska 2033, Springbok 1932, Karasburg 2133, Keetmanshoop 2233, Mariental 1932, Alexanderbaai 1625, Brandvlei 1933, Loederitsbaai 1526, Vredendal 1733, Kaapstad 1929, Sutherland 1827, George 2032, Jeffreys Bay 1934, Cabarra 1738, Grafreinet 1831, Kapogolas 1928, De Aar 1829, Multino 1327, Beaufort West 2129, Oos-London 15 in die oggend, 33 grade Celsius in die middag. Ons markte vir die dag lyk so, die rand verhandel teen R15.98 teenoor die Amerikaanse dollar, die Australiese dollar kos R11.31, die euro verhandel teen R18.94, 'n pond kos R21.76, 'n yen kos 10 sent, platinum per fyn ons is $2046, palladium per fyn ons is $1731, silwer per fyn ons is $76.60, goud per fyn ons is $4.994, Brent olie per vat is $67.75. Dagte vir die dag, stadige vordering is beter as geen vordering, so bly positief, moenie opgee nie. Dis al vir vandag, onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne, en onthou om te subscribe op my kanaal, 'n aangename Dinsdag word vir almal toegewens.